So ons het die afgelope paar weke praat ons oor vergifnis en wat dit beteken om te vergewe. En laasweek is gepraat oor dis 'n leefstyl van vergifnis wat Jesus vir ons vra. Soos wat Petrus gekom het en vra Jesus, hoeveel keer moet ek hierdie persoon vergewe wat so teen my sondig? Petrus vra hom 7 keer. Jesus sê vir hom nee, Petrus, 7 maal 7. Of wat 7 maal 7, nee, is dit reg? Is ek reg? O, 7 maal 70. Ja, jy luister. So 70 maal 7 keer en ons weet dat dit 'n leefstyl is, want dis elke keer wat jy moet 'n keuse maak om iemand te vergewe. En om te vergewe maak jou vry. Amen. Ek hoop jy kan sê amen. Dat vergifnis jou vry maak. Wanneer jy moet vergewe, jy moet die keuse maak om te vergewe, is dit reg? Ja. So, ons gaan ook vandag 'n bietjie 'n kinderinseëning doen. So dit gaan ons lekker om ook dit nou in toe te pas of in te sit in hierdie preek en ek wil vir jou een ding gesê. Hier is baie ouers hierso, ouers wat gaan wees en dis oumas en oupas en dis ook oumas en oupas wat ouma groot en oupa groot is. So ek wil hê jy moet gou mooi na hierdie luister. Kinders leer nie net uit wat ons sê nie, maar hulle leer uit hoe ons leef. Is dit nie so nie? Is so, nee. So ons gee baie dinge oor. Ons gee baie dinge vir ons kinders oor en dis waardes. Ons gee vir hulle gewoontes oor. Ons gee baie keer ons geloof vir hulle. Ons deel ons geloof met hulle van hoe ons baie keer eet, wat ons van hou, wat ons nie van hou nie en hulle pas dit aan. Maar ons gee ook ander goed oor en dit is seer, bitterheid en onvergifnis. Of onvergewensgesindheid. Is goed dat ons ook oorgee aan ons kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. En dis 'n groot taak vir ons as ouers, grootouers, ons nou oumas en oupas en grootouers, oumas en oupa groot en ouers wat ook in situasies is van jy's 'n ouer vir klomp kinders. En onderwysers is ook deel van dit. Baie mense dra vandag wonde wat nie eers by hulle begin het nie. Jy dra wonde wat nie eers by jou begin het nie, by jou ouers miskien begin. Of miskien voor dit nog. Maar vandag praat ons om hierdie siklus te breek. Want alles stop by jou. Jy sê wat volgende gaan gebeur. Want jy het die keuse om te maak. Amen. So party families gee ons gee geloof oor, maar ander gee pyn oor. En jy sien dit van hoe hulle praat. Hoe mense praat, hoe mense reageer, hoe hulle konflik hanteer. Jy het gesien. Hoe hulle vertrou in die Here. Hoe hulle liefhet vir ander. En hoe hulle self gedra in die samelewing, maar ook hoe hulle self gedra in die privaat. Baie kinders groei op in 'n huis waar niemand oor pyn praat nie, niemand sê jammer ooit nie, en niemand vergewe mekaar nie. En die woord beweeg ons na genade toe, want hierdie spoel oor na generasie, na generasie, na generasie. En jy het die keuse vandag om te sê, dit stop by my. Dit stop by my, dat ek pyn gaan oorgee. Dit stop by my, dat ek nie, dat ek groot genoeg is om jammer te sê. Dit stop by my om mense te vergewe. Want dit stop by ons. Luister gou mooi wat Spreuke 22 vers 6 sê, dit is eintlik so mooi vir wat ons vandag is. Spreuke. Gee leiding aan die jong mense oor hoe hulle moet leef. En hy sal ook, as hy al oud is, nie daarvan afwyk nie. Weet jy hoe mooi is hierdie skrif, en ek wil hierdie vir baie oumas en oupas sê, miskien is jou kinders al groot, en hulle is al hulle eie families, wil ek vir jou sê, jy's worry oor hulle. As jy hulle groot gemaak het in die weë van die Here, en hulle ken dit, en hulle eendag oud is, hulle sal dit weer onthou. Saad wat jy geplant het, is daarso. So ek wil vir jou bemoedig vandag, nie ophou bid nie, nie ophou omgee nie. En ouers, as jy nog nie ouer is nie, en jy gaan nog eendag 'n ouer word, wil ek vir jou sê vandag, bid so lank vir jou kinders. Bid so lank dat jy kan hulle groot maak in die weë van die Here. Want wat leef jy voor jou kinders uit? Wat leef jy? Is dit bitterheid of genade? Is dit hardheid in jou hart of is dit sagtheid? Baie mense sê ek is okay. Ek is okay in die lewe, ek is okay om deur te gaan waar ek nie deur gaan, maar diep binne in ons is daar pyn. Diep binne in ons is daar teleurstelling. Diep binne ons is daar woede wat nog nie hanteer is nie. Ons het 'n paar weke terug gepraat oor die wortel, nou nie die wortel.
So die wat nie hierso was nie, ons gepraat oor 'n bossie. Het jy al ooit 'n bossie in die tuin uitgetrek? OK, weet jy hoe doen julle mense? My tuinman, ek het hom al gesê jy moet die wortel uittrek, nie net bo afsny nie. Want jy het gesien hoeveel keer as jy bo afsny, dit lyk weg, hy's weg, maar hy kom weer op. En die wortel gaan dieper en dieper en dieper en hy word groter en groter en groter. En hy kom miskien bietjie klein op, jy lyk so as 'n klein ou bossietjie, maar as jy hom uittrek is die wortel net so lank. Want daar was nog nie gehanteer gewees nie, want skoei wat diep binne in ons wat nog nie gehanteer is nie, pyn wat nog nie gehanteer is, dit is 'n leerstelling. Daar is woede wat in ons harte nog gebêre word, wat ons moet hanteer. Want genesing, as jy genesing soek, moet jy eerlik wees met jouself. Hoor mooi vandag, as jy genesing soek, moet jy eerlik wees met jouself. Jy kan nie sê jy is heeltyd okay en jy is nie okay nie. Jy kan vir jouself lieg en sê alles is okay, alles is okay. Jy kan vir mense sê alles is okay, alles is okay. Maar God sien jou. Hy sien die seer. Hy sien daarso is nog ietsie wat gehanteer moet word. Psalm sê dit so mooi, Psalm 139, en hier is waar Dawid so met die Here praat, sê, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Search me, O God, and know my heart. Ek dink hier is een van die mooiste skrifte wat jy vir jouself kan bid, en sê, Here, ondersoek my hart. Nie my man se hart, nie die werker se waarmee jy werk se hart nie, ondersoek my hart. Daar's wat Dawid sê, ondersoek my hart, wys my waar ek fout is, dat ek kan verander. Want waar so begin dit? By jou. Dit begin by my, dit begin by jou, dit begin by elkeen van ons, as jy die besluit neem. So dit is wat Dawid vir ons sê, deurgrond my, o God. Soos gaan deur, kyk elke ding. En ek wil vir jou eintlik sê, as jy daai gebed bid, sal God vir jou iets wys. As jy daai gebed bid en sê, Here, ondersoek my, en jy sê, maar ek is okay, sal hy vir ietsie uitwys. Maar jy moet dan gereed wees om dit te hanteer. God gaan nie vir ietsie wys wat jy nie moet hanteer nie, hy gaan ietsie wys wat jy moet hanteer. En ons baie goed in ons lewens wat ons moet hanteer. Onvergifnis, teleurstelling, woede, pyn. Jakobus 5 vers 16 sê, bely mekaar julle misdade. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Hoor hoe mooi hy sê dit. As ons teenoor mekaar net eerlik is, kan ons gesond word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. So ook net weer by gebed ook net aan te las. As jy bid, is daar krag. So bid en bid. So hou op goed wegsteek. Ons is baie goed om goed weg te steek vir ons in ons lewens. Is dit nie so nie? Ons is masters om goed weg te steek. Waar ons lieg vir onsself en ons lieg vir mekaar. En jy is so erg al dat jy so vir jouself begin lieg dat jy dink dit is die waarheid. Is dit nie so nie? So wat? Hou op goed wegsteek en gee dit vir God. Noem die wond, noem dit wat jou seer gemaak het, noem dit en gee dit oor. Bring dit in die lig, in God se lig in. En laat hy jou kan help om deur te werk. Ons is baie keer so bang om deur hierdie proses te gaan van vergifnis, om ons harte ondersoek, want ons is so bang om iets te sien wat God vir ons gaan wys. Ons is so bang om weer daai pyn te beleef. Ons is so bang om weer teleurstelling te gaan. Maar ek wil vir jou vandag vir jou bemoedig en sê, as jy deur dit gaan God jou nie los nie. Hy gaan jou nooit los nie. Hy is altyd met jou. Maar hy wil hê ons moet eerlik met onsself wees. Hy wil hê ons moet praat. Hy wil hê ons moet dit noem. Daar's 'n vers wat vir ons sê, as daar iemand is wat hartseer is, wees saam met hom hartseer. En as daar iemand bly is, wees saam met hom bly. Ons dra mekaar. Ek wil vandag vir jou sê ook, jy is nie alleen nie. Jy is nie alleen nie. En as jy sukkel om te vergewe, hier's mense wat jou kan bystaan. Hier's mense wat jou kan help. Ons is nie hier op aarde gesit om alleen te wees nie, om saam te wees in 'n familie. Baie mense dink ook as hulle seer voel, dan sê hulle, maar ek het dan nog nie vergewe nie.
Is dit so nie? Jy voel nog die seer, jy het daai persoon vergewe, maar jy voel nog die seer. Jy voel nog die pyn, jy voel nog steeds die teleurstelling, en dan sê jy, maar dan het ek nie ou vergewe nie. Maar ek wil vir jou vandag sê, vergifnis begin by 'n keuse. En dis 'n keuse wat jy moet doen. Dit gaan nie oor hoe jy voel nie. Dit gaan oor tyd. Genesing vat tyd. Maar jy moet elke keer daai keuse maak om te sê ek gaan vergewe. Here, ek voel nog hierdie bitterheid in my hart, ek gaan hom weer vergewe. So elke keer as daai gevoel opkom, elke keer is dit nie jouself neerdruk en sê, ag kyk hoe lyk jy nou, jy weet die ou is vergewe nie. Staan op en sê ek gaan die ou weer vergewe. Ek gaan die persoon weer vergewe, ek gaan die situasie weer vergewe. Hou aan om te vergewe. Want as jy stop om te vergewe, kom onvergifnis in. Bitterheid kom in. En hy verwoes alles rondom hom. Dis hoekom Jesus sê 70 maal 7. Wat is die antwoord? Wat is 70 maal 7? Hoeveel is dit? 490. 490 keer. Dit gaan nie oor die nommer nie. Dit gaan oor wat Jesus sê. Hy sê dis 'n leefstyl. Dis 'n keuse wat jy moet neem. Soms kom dit weer op en jy moet weer kies. Jy moet weer kies om te vergewe. En weer, 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 en weer. En later word dit so gemak, jy word so vinnig om te vergewe dat dit vir jou 'n leefstyl word. As jy in 'n leefstyl kom om te vergewe, gaan dit vir jou so maklik wees om iemand te vergewe. Jy kan so maklik dan iemand vergewe as hulle iets teen jou gedoen het. Want as jy nou 'n proses heeltyd is om iemand te vergewe, dan word dit mos. As jy maar iets die heeltyd oor doen, wat word dit? Jy word deel van jou lewe. So almal staan op, ons almal drink koffie hierdie oggende, of tee, die wat nie koffie drink nie. Dis al 'n ding wat in ons lewens ingeplant is. Dis 'n proses, of dis 'n leefstyl, en ons drink koffie in die oggende. Is dit nie so nie? So jy moet oor dieselfde doen. En as jy 'n bad habit, almal ken ons bad habits, né? Julle het nie bad habits nie, ekskuus. Bad habits is goed wat jy nie mag doen nie, maar ons doen dit, want ons doen dit oor en oor en oor. Okay, so jy verstaan wat dit is, en julle het nie bad habits nie. Maar om dit te vervang, moet jy 'n goeie habit, dit met 'n goeie habit vervang. Maar om dit te doen, moet jy oor en oor die goeie habit doen. Okay, goed. Julle almal reg of julle almal alles verstaan. Markus 11 vers 25. Ek weet nie wat die woord gaan lees nie. Is op die woord. En wanneer julle staan om te bid en julle aan het iets teen iemand, vergewe hom. Dan sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook julle oortredinge vergewe. So ons kom weer terug na die vers toe van as jy nie vergewe nie, kan God nie jou vergewe nie. So dit moet 'n leefstyl word. Soos jy elke keer as jy staan om te bid, moet jy iemand vergewe. Elke keer as jy in gebed wil ingaan, Here, is daar iemand wat ek moet vergewe? Okay, ek moet daai persoon vergewe. So ons moet in hierdie proses kom van elke keer wanneer daar is iets elke keer in ons harte, want ons bære goed in ons harte, ons bære seer, ons bære teleurstelling, en ons wil nie dit oorgee aan God nie, dan vester dit, dan is nog steeds ons harte, ons lyk okay van buitekant af, maar binnekant is dit nie reg nie. Binnekant lyk dit nie reg nie. Vergewe mekaar. Lukas 6 vers 37 is nie op die bord nie, vergewe en julle sal vergewe word, sê Jesus. So, hier's 'n praktiese proses wat ek vir julle gaan gee oor vergifnis en hoe om te vergewe. As jy 70 maal 7 keer al gedoen het, dis in jou boekie ook. So jy kan dit maklik daarso gaan kyk. Maar ek gaan dit noem, ek dink nie ek gaan op die bord verskyn nie, ek het nie op die bord gesit nie vir 'n rede, dat jy kan luister of neerskryf as jy 'n pen of papier het. En jy het seker papier gebring jou huiswerk wat jy moes gedoen het. So as ek later huiswerk kyk, kan my rooi pen gebring hierdie keer. So vergifnis, daar's 'n proses wat ons moet deurgaan van vergifnis. En die eerste stap is, noem die persoon wat jou seer gemaak. Noem die persoon by naam. Nie sê ek vergewe almal nie, of ek vergewe net, vergewe moet spesifiek wees. Jy kan nie verwag,
wil jy al so gesê, jy kan nie verwag om iets so 'n kolletjie te bereik en jy vat 'n haalgeweer en skiet hom en hoop net een van die balletjies tref die ding. Jy moet 'n skerp skut wees, jy moet een bullet. Verstaan? So noem die persoon by die naam, noem die wond, die teleurstelling, die seer, die pyn wat hy veroorsaak het, noem die wond. Wat het hy verkeerd gedoen? Wat het die persoon aan jou gedoen? Erken die pyn, hoe het jy gevoel oor dit? Hoe het jy gevoel toe jy dit gedoen het? Wat is die emosie wat jy gevoel het daai tyd? En dan kanselleer jy die skuld. En dis om te vergewe. En sê Here, ek vergewe vir Jacques, ek gee vergewe vir Jacques, vir wat hy aan my gedoen het. Here, waar hy my gesê het, ek moet beter skryf. Vader, ek vergewe hom, want dit het my baie emosioneel het my gevoel of ek nie goed genoeg is nie. Maar Here, ek vergewe hom vir wat hy gesê het. En ek spreek hom vry. Dis kanselleer die skuld en gee dit oor vir God. Dis van Here, dankie dat U dit sal uitsorteer. Dankie dat dit oorgee aan U. Maar ek vergewe vir Jacques en ek spreek hom vry. Goed. Jy het die proses gesien. 5 stappies. So maklik. Dit is maklik om 5 stappies te doen. Is net een persoon gewees. Dan is daar duisende ander wat jy moet doen. Vat die proses. Dis 'n proses wat ons moet deurgaan. Elke ding wat jy deurgaan in die lewe is 'n proses. Om te groei, waar ons vandag praat ook oor ons is in 'n groeitydperk, is dit 'n proses om te groei. Want wanneer jy vergewe, verander daar iets. Het jy ooit gesien as jy vergewe, verander daar iets? Daar verander in jou hart begin verander, want jy begin nie te kies om hard te wees nie, jy het nie gekies om bitter mee te wees nie, jy het gekies nou om vry te spreek. En weet jy wat gebeur dan? Jou hart word sag. Jy verander jou huis, die huis begin, die familie begin verander, hulle sien, wow, wat gaan nou hier so aan? Hoekom is jy nou eers so lovey-dovey? Jy verander jou kinders se toekoms. Want hulle sien, jy vergewe. En hulle begin ook dit te leer om te vergewe. Want jy moet die besluit neem. Jy moet die besluit neem om te sê, die pyn stop by my. Die onvergifnis stop by my. Alles wat my van voorouers deurgegaan het, dit stop by my. Ek gaan nie toelaat dat dit oorspoel in die volgende generasie nie. Jy is die een wat dit blok. Of dit stop voor hy na die volgende generasie toe gaan. En luister gou mooi, want ek glo. Nee, wag, ek glo nie, ek weet julle almal is Christene. Amen. Goed. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê vir ons dit so mooi. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge, die ou seer, die ou pyn, die ou alles het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. So as jy die keuse maak, want jy's 'n Christen, om die keuse te maak om te sê dit stop by my die pyn. Ek vergewe die persoon, ek vergewe die situasies, ek vergewe wat gebeur het en dit stop by jou. Wat gebeur? Wat sê hierso? 'n Nuwe skepsel. Jy's 'n nuwe skepsel. So jy is klaar 'n nuwe skepsel. Jy's nie getag in jou ou familie of jou voorvaders wat hulle gedoen het, al die goed wat hulle verkeerd gedoen het nie. Hoe probeer jy gewaar? Jy is 'n nuwe skepsel. So jy kan nie sê as gevolg van dit is ek so nie. Nee. Jy is 'n nuwe skepsel. Josua 24 vers 15. En ek wil hierdie is 'n skrif wat jy ergens in jou huis moet opplak of opskryf of net ergens moet sit, want jy moet dit vir jouself sê. En as jy eendag 'n huis of jy huisgesin het of jy het kinders, kleinkinders en so aan, moedig hulle aan om hierdie skrif op hulle mure te skryf of ergens te skryf sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Want dis 'n besluit wat jy moet neem. Ek en my huis sal die Here dien. Jou kinders hoef nie jou bitterheid te erf nie. Jou kinders hoef nie jou pyn te erf nie. Jou huis kan 'n plek wees van genesing. Jou huis kan 'n plek wees waar daar so mense gelei word om te gehelp te word om te vergewe.
Want vergifnis, my vriende, is so belangrik in vandag se tyd. Want daar's soveel haat en bitterheid wat hardloop deur ons land. Kom ons kom by 'n plek waar ons vergewe. As iemand iets teen jou gedoen het, vergewe hom. Want die siklus stop by jou. Jy kan die siklus stop. Maar party mense sê seker hierso vandag, maar dis nie hoe my familie is. Ek is maar net so. Wat so laat val en so laat staan. Iets soos dit Afrikaanse gesegde. Né? Ek wil gesegde sê dis verkeerd. Jy sou nie gaan laat staan nie, jy's 'n nuwe skepsel. Jy's 'n nuwe persoon. Ongeag van wat jou voorvaders of jou familie gedoen het. Jy is 'n nuwe skepsel. So kom ons gaan vorentoe. Jy is 'n nuwe generasie. Ongeag van jou ouderdom is jy 'n nuwe generasie. Van die mense wat in hulle 90's is, van die mense wat nou net oud so seentjie nou, 6 maande. Jy is 'n nuwe skepsel. Jy is 'n nuwe generasie. Jy hoef nie oor en oor heeltyd terug te gaan in jou verlede nie. God kan 'n nuwe storie begin. Hoekom beperk ons hom so? God kan 'n nuwe storie begin. In jou lewe kan hy iets nuuts begin doen. As jy nou besig is om 'n familie te begin, kan hy vir jou iets doen wat iets nuut is. Jy hoef nie vir te vat van jou families nie. Want jy word jou eie familie. Ons sê baie, as jy trou, dis nie van 2 families word een nie, dis van julle word 'n familie. Jy en jou vrou word 'n familie. En julle het die keuse wat vorentoe gaan gebeur. So as jy hierso is, en jy het 'n werkboekie, jy het 'n werkboek, is hy nie, ek dink daar agter, is daar nog, Marina? Okay, daar is nog 'n agter. Ons is nou in die proses van vergifnis. Dis nou week 4 sinne. En ek wil regtig jou aanmoedig om probeer, asseblief, soos ek gee vir jou net soos 'n klein taakie. Een persoon te vergewe. En kyk hoe gaan dit. As jy sukkel met dit, asseblief kom na ons. Ons wil graag jou help om deur hierdie te werk. Hier's baie mense wat ek vir jou kan verwys, wat regtig jou kan help om die wortel te gaan soek. Hoekom die hindernisse? Ons gepraat ook oor die hindernisse van hoekom ons nie vergewe nie. So asseblief doen jou werkboekie. En ek het nie hierdie verniet gedoen van die daaglikse uitdagings nie. Is van dag 1, dag 2, dag 3, dag 4 tot dag 7. Dis van dag 1 is vergewe een persoon prakties. Soos 'n praktiese daar is 'n praktiese stap en dag 2 werk deur nog 'n oortreding wat hulle verkeerd gedoen het. Dan bid die gebed stadig, dis 'n gebed wat daar so is. Laat die emosie kom en gaan. Ek dink dit is een van die goeie wat ons nie altyd toelaat in ons mans, ek praat met julle. Dis die ding wat ons nooit toelaat in onsself nie, is om die emosie te laat net gaan. Ons moet voel en ons moet dit laat deurwerk. Want soos ons almal ons is almal emosionele skepping of skepsels. En so moet ons deur emosies werk. Van woede na pyn na hartseer en dan ons het so kurwe wat ons almal so beweeg. Jy val en dan kom jy weer op. Maar ons moet deur dit werk, ons moet hierdie proses werk. As jy die proses stop, dan stop jy dit. En dan moet jy besop van wat gaan kom. Want waar jy dit stop, dis waar jy vashak. Ons wil dit nie stop nie, ons wil die proses laat deurgaan. So emosies, laat die emosies kom en laat die emosies gaan. So werk deur die emosie, kies weer vergifnis. Want jy gaan weer moet vergewe daarna. Pas dit toe in jou huis en in 'n verhouding, soos om dit nou te doen daagliks vir een persoon. En dank God vir vryheid. Want ons soek vryheid. Ek glo jy soek vryheid. Amen. So kom ons word losgemaak deur hierdie bande van onvergifnis. So in ons weeklikse uitdaging wil ek vir julle op die bord gooi. En ek sê Here, help my om nie pyn en bitterheid oor te dra nie, maar genade en vergifnis. Dan lees Efesiërs, Psalms en Kolossense, werk deur die vergifnisgebed met een spesifieke persoon en gee daardie woord 'n bewuslike oor aan God. Daai seer moet jy oorgee. Ons wil dit oorgee aan God. Amen. So.
Sluit julle oë asseblief. Party van julle sit hier so vandag, maar jy besef, dis nie jou eie pyn nie. Dis 'n generasie, miskien 'n generasie pyn wat jy dra, of 'n generasie teleurstelling, generasie kwaad wat jy dra. Kies vandag om die siklus te breek. Sê vandag vir God, Here, ek kies om die siklus te breek. So ek wil hê jy moet hierdie agter my aan sê, Here Jesus, ek gee vandag my pyn vir U. Ek kies vergifnis. Laat genesing begin in my hart, in my huis en in my familie. Amen. Here, ek bid vir elke hart hierso vandag. En ek bid dat die proses van vergifnis sal 'n proses wees wat 'n leefstyl word. Here, laat ons vinnig sal vergewe. Vergifnis beteken nie van ons vergeet wat die ou verkeerd gedoen het nie. Maar ons kies om te vergewe, want dis wat U vir ons vra. Here, mag ons gehoorsaam wees aan die woord. En elke keer wanneer ons voor ons bid, Here, vra ons, soos U vra, Here, is daar iemand wat ek moet vergewe? En Here, laat ons deur hierdie proses gaan, en laat ons nie stop nie, maar aanhou en aanhou en aanhou vergewe. Laat ons mense, laat ons geken word om vinnig te vergewe. Want wanneer ons vergewe, is daar vryheid. Wanneer ons vergewe, is daar sagtheid, liefde, die vrug van die Gees kan dan operate, wanneer ons vergewe. So Here, ek bid vir elke hart en vir elke persoon die so vandag is, dat hulle die keuse sal maak om te vergewe, en ook die siektes te breek van hulle voorvaders Vader. Laat ons regtig in 'n plek sal kom, waar ons 'n nuwe skepsel is, 'n nuwe begin het, 'n nuwe storie, wat U begin in ons lewens, en in ons harte, en in ons families. Here, ons sê vir U dankie, in Jesus naam. En die gemeente sê, Amen.